Stel jou voor, 'n stukkie Tokio wat amper soos 'n eilandjie voel. Jy weet, vasgevang tussen die breë Arakawa-rivier aan die een kant en dan die kronkelende ou Nakawaga aan die ander. Dis Komatsugawa, hierso in die ooste van die stad. Vandag neem ons jou saam op 'n verkenningstog deur Komatsugawa. Dis 'n plek met 'n ongelooflike ryk geskiedenis, soos laag op laag gevorm deur water, deur groot gebeure, maar ook, deur die merkwaardige gees van sy mense. En ons weet jy is iemand wat hou van geskiedenis en daardie spesiale plekkies wat jy nie sommer oral raakloop nie. Ons doelwit vandag, om saam van Komatsugawa se mees fascinerende stories en, versteekte juwele te ontbloot. Dink aan legendes oor shoguns, massiewe ingenieursprojekte en selfs die storie agter duisende kersieblome. Dis so 'n mengelmoes van oud en nuut wat wag. En dis vreeslik belangrik om te besef hoe diep hierdie gebied se identiteit verweef is met die waterweë wat dit definieer. Vir eeue was hierdie riviere 'n lewensaar. Dit het vervoergebied, landbou moontlik gemaak, maar terselfdertyd was dit 'n konstante, soms nogal skrikwekkende bedreiging. Daardie spanning, jy weet, tussen gawe en gevaar, het Komatsugawa regtig gevorm. Goed, waar begin ons hierdie ontdekkingstog? Miskien by die lekkerste storie, en ek bedoel dit letterlik, die legende van hoe Komatsugawa, daai bekende Japanse blaargroente, sy naam gekry het. Dit vat ons terug na die 8ste Tokugawa shogun Yoshimune. O ja, Yoshimune, bekend vir sy hervormings en sy jagtogte. Presies. Die storie loop dat hy tydens een van sy valkejagtogte in hierdie area, destyds deel van die groter Kasai-streek, by 'n plaaslike Katori-heiligdom gestop het vir 'n ruskansie. Nou ja, oor presies watter heiligdom dit was. Dis 'n bietjie debat, né? Ek het ook gelees, ja. Ja, bronne noem die Higashi Komatsugawa Katori en die Shinkoiwa Katori. Albei nou interessant genoeg in die Chuo-4-Chome area. Maar die kern van die legende, dit sit vas hier. Terwyl Shogun Yoshimune daar uitrus, toe bedien hulle hom 'n eenvoudige sop, gemaak met 'n plaaslike groente wat toe as Kasaina bekend was. Kasai-groente, ja. En die Shogun was blykbaar baie beïndruk, nie net met die gasvryheid nie, maar spesifiek met die smaak van hierdie groente. So beïndruk sê hulle, dat hy op die plek besluit het, hierdie groente verdien 'n beter naam, gekoppel aan die plek. En so, net daar word Kasaina toe Komatsuna, vernoem na Komatsugawa. Dis nogal iets. Stel je voor, jy maak 'n sop vir die belangrikste ou in die land en skielik word jou kool landwyd beroemd. Presies. Wat fascinerend hier is die krag van daai oomblik. 'n Shogun se persoonlike smaak verhef 'n eenvoudige plaaslike groente tot iets groters, iets groters. Dit het Komatsuna, 'n kenmerk van Edogawa gemaak en die area 'n unieke kulturele stempel gegee. Dit herinner ons aan die diep landbouwortels van hierdie streek, selfs al is dit nou deel van die massiewe Tokio. Vir jou, as jy hierdie stukkie geskiedenis wil aanraak, is die Tonsho Matsukawa Katori Jinja, die Higashi Komatsugawa Katori heiligdom, seker die beste plek om te begin. Van 'n shogun se smaak na 'n heel ander soort stryd, een teen die natuurkragte. Die historiese Arakawa-rivier was berug. Hulle het hom Abaragawa genoem. Ja, die woeste rivier of onbeheerbare rivier. Nogal 'n naam. Dit sê alles, né? Sy gereelde oorstromings het chaos veroorsaak en toe in 1910, die 43ste jaar van Meiji, tref 'n katastrofiese vloed Tokio. Dit was Daardie 1910er-vloed was die sneller vir een van Japan se mees ambisieuse ingenieursprojekte van daai tyd, die Arakawa Hosuiro, die Arakawa afvoerkanaal. Kyk, ons praat hier van iets massiefs. Tussen 1911 en 1930 is 'n reuse kunsmatige rivierbedding 22 kilometer lank tot 500 meter breed, letterlik met handarbeid uitgegrawe. Die syfers, dis amper ondenkbaar. Hoe groot praat ons? Wel, meer as 3.1 miljoen mensdae se werk en byna 22 miljoen kubieke meter grond wat verskuif is. Dis enorm. En dit kon nie maklik gewees het nie, ek meen, in daai tyd. Glad nie. Die projek is getuister deur probleme. Daar was vloede tydens die konstruksie en toe natuurlik die groot Kanto-aardbewing van 1923. Dit het alles net nog moeiliker gemaak. En dan die menslike koste.
Talle werkers het hul lewens verloor. Hierdie nuwe waterweg, wat ons vandag maar net ken as die Arakawa, het Oos-Tokyo vir altyd verander. Vir Komatsugawa was die impak vreeslik direk. Die nuwe kanaal is regdeur bestaande gemeenskappe gesny. Die ou dorpie Nishi-Komatsugawa is byvoorbeeld in 2 gedeel. En hierdie fisiese skeiding het gelei tot die stigting van Komatsugawa Town in 1914, maar nou net aan die weste kant van die kanaal. So dis hoekom Komatsugawa vandag deel is van Edogawa wijk, al lê die rivier tussenin. Presies. Dis 'n direkte gevolg van daardie reuse projek. Die grense is letterlik herteken deur die rivier. Is fascinerend hoe 'n stuk ingenieurswese alles kon verander. En jy kan vandag nog spore daarvan sien, hè? Dit bring ons by daai versteekte juwele. Absoluut. In die groot Ojimaka Komatsugawa Park, wat oor die grens van Edogawa en Koto strek, staan die ou Q Komatsugawa Shogemon, die ou Komatsugawa sluishek, nog steeds. Dis 'n pragtige stukkie ou ingenieurswese van 1930, ontwerp om die watervlakke te bestuur. Soos 'n monument nou. Ja, dis nie meer operasioneel nie, maar dis 'n tasbare herinnering. En reg langs hom is die moderne een, die Arakawa Rock Gate. Dis nogal treffend om die ou en die nuwe so bymekaar te sien. Dit wys hoe die stad altyd met sy water werk. En dis ook hier waar daai konsep van die Superetebo, die superlevies, later so belangrik sou word. Maar voor ons daarby kom, die rivier was nie die enigste vernietiging nie. Die Tweede Wêreldoorlog het ook diep spore gelos, né? Veral daai een nag, 10 Maart 1945. Ja, die groot Tokyo-ligaanval. Komatsugawa was reg in die middel. Die syfers is verskriklik. Meer as 11.000 geboue net in Edogawa wijk vernietig. Ongeveer 800 mense dood, net hier, in een nag. En daai bekende fabriek, Yoshida Kogyo. IKK, ja, die ritsvervaardiger. Hulle fabriek hier het tot op die grond afgebrand. Sjoe. Maar te midde van daai gaas is daar 'n klein storie van moed ook. Van die wijkskantoor se personeel. Ja, dis nogal merkwaardig. Soos die kantoor aan die brand geslaan het, het hulle die belangrikste goed, die amptelike seël, dokumente bymekaar gemaak en dit vinnig in 'n drein laat sink. Om dit te red? Ja. Hulle kon dit later weer gaan uithaal. Dis 'n klein ding, maar dit het 'n stukkie van die gemeenskap se identiteit gered van die vlamme. Dis aangrypend. En uit daai as, uiteindelik, het 'n nuwe plan gekom. Rampbestande parkstad. Bou veiliger met lesse geleer uit vloede en die oorlog. En dis waar hy superlevies weer inpas. Net so. Hulle was 'n sleutelelement. Anders as gewone duike is superlevies massief breed met 'n sagte helling. Die bokant is wyd genoeg vir ontwikkeling, parke, paaie, selfs geboue. So dis veiligheid en bruikbare ruimte. Jep, dis 'n geïntegreerde benadering. Skep veiligheid en gebruik daai selfde struktuur om die leefomgewing te verbeter. En dit bring ons by een van Komatsugawa se mooiste versteekte skatte, alhoewel dit in die lente glad nie weggesteek is nie. Die Komatsugawa Senbon Sakura, die 1000 kersbome. Maar dis belangrik, hierdie is nie 'n ou natuurlike woud nie. Glad nie. Hierdie duisende bome is doelbewus geplant. Meestal tussen 1992 en 2003, reg bo op daai nuwe superlevee langs die Arakawa. Dis deel van die afgronding van daai reuse projek. Die resultaat is asemrowend. Amper 2 kilometer lank, propvol kersiebome, so 1000 van hulle. En verskillende soorte ook, né? Ja, omtrent 10 variëteite. Die klassieke Somayoshino, die wit Oshima Sakura. In die lente, gewoonlik laat Maart, vroeg April, is dit net 'n lint van pink en wit langs die rivier. Dis ongelooflik mooi, veral met 'n stad in die agtergrond. Die simboliek daarvan is nogal sterk. Enorm, dink daaroor. Hierdie pragtige bome, simbool van verganklikheid, maar ook van hernuwing, geplant op grond wat gebou is om die gemeenskap te beskerm. Dis 'n lewende monument van hoop, van herstel na die oorlog, van veerkragtigheid. Dit wys hoe verdediging omgeskep kan word in skoonheid. En die mense is lief daarvoor. O ja, daar's 'n groep, die vereniging wat die Komatsugawa Senbon Sakura liefhet, wat help en die jaarlikse fees reël. Vir jou as besoeker is dit fantasties.
reg langs die Arakawa fietsrypad. Jy kan 'n fiets huur by Higashi-Ojima-stasie se Komatsukawa uitgang, daai yssykelplek. En net langs die bloeisels ry. Daar's ook die nabygeleë Fuji Park met 'n braai-area, maar is dalk goed om eers te kyk of dit oop is. Goed, ons het nou shoguns, riviere, oorlog en bome gehad. Kom ons gaan nog verder terug in tyd. Edo-tydperk. Lank voor die Groot Kanaal, hoe het mense oor die water gekom? Die Sakasai no Watashi, die Sakasai weerboot. Ja, dit was 'n baie belangrike een. Meer as net gereewelik, né? Dit was op die ou Motosakurado, een van die hoofroetes uit Edo, ou Tokio, ooswaarts, na plekke soos Sakura en Narita. Die weerboot het oor die ou Nakawa geloop en Komatsukawa met Kamedo verbind. En dit was blykbaar mooi ook, nie net funksioneel nie. Die groot kunstenaar Ando Hiroshige het dit geteken vir sy reeks 100 beroemde uitsigte van Edo. Regtig? Hiroshige? Ja, en om te dink daai toneel, vasgevang deur 'n meester, is vandag heeltemal weg. Dit maak mens nogal bietjie melankolies. Dit wys hoe landskappe verander. Van fisiese oorgange na geestelike ankers. Net soos die veerboot mense verbind het die heiligdomme die gemeenskap saamgebind. Soos die Nishi-Komatsugawa Tenzer-Shinsha, die Nishi-Komatsugawa heiligdom, in die ou Nishi-Komatsugawa area. Hierdie een het diep wortels, volgens oorlewering moontlik terug na 1456, die Muromachi-tydperk. Toe die Akamoto-familie, wat vandag nog die priesters is, hulle hier gevestig het. Dis ongelooflike kontinuïteit. En binne in hierdie ou heiligdom is daar iets nog meer besonders. Ja, vir iemand wat belangstel in ou volksgelowe is dit fascinant. Daar is 'n klein aparte heiligdommetjie, die Posol Jinja, toegewy aan die godheid van pokke. Pokke. Shinne. Ons moet onthou hoe gevrees pokke was. Hoogs aansteeklik, dikwels dodelik. Mense het geglo in 'n spesifieke Tolshin, pokkegod, wat of gepaai of weggejaag moes word. Hoe het hulle dit probeer doen? Dis amper moeilik om jouself in te dink hoe oorheersend daai vrees moes gewees het. By hierdie Hosol Jinja was daar spesifieke gebruike. Mense het klein offergawes gebring, dikwels papier-maché hondjies, inohariko, en klein papierklokkies. Die idee was dat die blaf van die hondjies en die gelei van die klokkies die pokkegod sou verjaag, of ten minste irriteer. Om die siekte weg te hou. Presies. Hierdie klein heiligdommetjie is regtig 'n versteekte skat. Dit gee jou so 'n intieme kykie na die vrese en gebruike van mense in die Edo-tydperk, hoe hulle probeer sin maak het van dinge wat hulle nie kon beheer nie. En dan in kontras daarmee is die relatief moderne Komatsugawa Shrine, Komatsugawa heiligdom, eers in 1936 gestig. En die rede? Weer daai Arakawa afvoerkanaal. So? Wel, die nuwe kanaal het die nuwe Komatsugawa town afgesny van hul ou beskermheiligdomme, die Ujigami. Veral die Tenso heiligdom en die Katori heiligdomme was nou aanderkant die water. So om daai leemte te vul, is die Komatsugawa heiligdom toegestig. So, hulle het 'n nuwe een begin. Ja, en interessant genoeg, huisves hierdie nuwe heiligdom Bunrei. Dis soos afgestigte geeste wat seremonieel oorgedra is van die oorspronklike heiligdomme. Dis 'n perfekte voorbeeld van hoe 'n gemeenskap se geestelike lewe moes aanpas by reuse fisiese veranderinge. Die twee heiligdomme, oud en nuut, vertel saam 'n storie van kontinuïteit en aanpassing. Een laaste stoppietjie, vinnig. Dit wys weer hoe die gebied aanhou om sy verhouding met water te herverbeeld. Die Komatsugawa Sakaigawa Shinsui-koen, die watervriendelike park. Ja, dis langs die roete van 'n ou waterweg, die Sakaigawa, wat die grens was tussen Oos en Wes Komatsugawa. En nou is dit 'n park. Presies. 'n Lang, smal park amper 4 kilometer wat deur die woonbuurte loop, met stroompies, bruggetjies en, belangrik vir gesinne, waterspeelareas. 'n Watervalletjie, 'n spetterpoel. Blykbaar is dit ook nie te verskriklik besig nie, so dis 'n lekker effens meer versteekte opsie. Weer 'n ou waterweg wat nuwe lewe gekry het. So as ons nou al hierdie drade saamtrek, wat is die kernverhaal van Komatsugawa? Vir my voel dit soos 'n storie van konstante aanpassing aan die riviere, aan oorlog, aan modernisering.
Die landskap self is amper soos 'n lewende argief. Dis 'n uitstekende opsomming. Jy sien dit letterlik oral, in daai massiewe superlevies, in die kersiebome wat doelbewus daar geplant is, in die ou sluishek wat nog staan, selfs in hoe die heiligdomme moes verdeel toe die rivier hulle skei. Presies. Die temas wat uitstaan is water, skepend en vernietigend, hergeboorte uit moeilike tye en die sterkte van die gemeenskap. Van die Shogun se besoek wat 'n groente beroemd gemaak het, Tot die reuse stryd om die Arakawa te tem, die pyn van die oorlog en die transformasie na 'n veiliger, groener plek. Alles is verbind. hierdie laag van geskiedenis is nie net losstaande dinge nie, hulle het mekaar gevorm. En dit het die Komatsugawa gemaak wat jy vandag sien. En vir jou wat luister. Nou dat jy hierdie laag ontdek het van 'n Shogun se smaak en reuse ingenieursprojekte tot oorlogswonde wat lentebloeisels geword het en ou rituele by 'n pokkeheiligdom, hoe verander dit dalk hoe jy deur Komatsugawa of enige plek sal stap of fietsry? Watter ongesiene stories, watter eggo's van vorige lewens lê dalk net onder die oppervlak in die strate en parke wat jy elke dag sien? En wag net vir 'n nuuskierige oog om hulle raak te sien.